Goedheid weerkaats God se karakter. Ek wonder of mense deesdae al hoe meer uitgebuit voel. Voel hulle of dalk jouself al hoe meer misbruik? Byvoorbeeld by die werk, voel daar word al hoe meer van jou verwag, maar die betaling bly nog dieselfde as 5 jaar terug? Of in 'n verhouding, voel jy dat daar al hoe meer van jou verwag word, maar dis nie asof daar enige dankbaarheid na jou kant toe terugkom nie? Of sommer as 'n karwag na jou toe aankom, dan voel jy die persoon is net 'n kansvatter. Jy skuld hom of haar niks nie. Ek kry die gevoel dat mense soos ons besteedbare inkomste al hoe minder word, soos die werklikheid van finansiële druk al hoe meer word en ook reg oor die wêreld, voel mense baie meer uitgebuit en voel mense baie meer misbruik. Op sy beurt beïnvloed dit weer 'n mens se verhouding teenoor mense in die algemeen en dit maak van die wêreld op die ou end 'n onvriendelike plek, 'n slegte plek en dit is nie wat God wil hê nie. Hoe dan nou gemaak? Paulus skryf onder andere in Galasiërs 5 skryf hy oor die vrug van die Gees. En die vrug van die Gees weerspieël eenvoudig die karaktertrekke van God. Dis hoe God met ons omgaan en dis hoe God wil hê ons met ander moet omgaan. En daarom word dit die vrug van die Heilige Gees genoem. En een van die woorde wat die vrug van die Gees aandui, is die woord goedheid of goedhartigheid. In Engels goodness, in Grieks agathosine. Nou, as ons wil meewerk om van hierdie wêreld 'n beter plek te maak, juis omdat ons vir Jesus volg, is dit belangrik dat ons op ons beurt weer die karaktertrekke van God sal begin weerspieël en dat ons goedheid as deel van ons karakter moet kies en ontwikkel, want so wys ons die karakter van Jesus. In praktyk beteken dit wat Jesus reeds in Lukas herinner in 6 vers 35. Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is vir dankbares en slegtes. So, wees goed, leef geïnspireerd.